Baie welkom Replika familie by vanoggend se samekoms en baie welkom aan ons aanlyn gehoor. Waar ook al jy sit, of jy dit nou hier vanoggend is en of dit nou is by jou huis op die bank of in die bed, maak nie saak waar jy is nie, hoop ek dat vanoggend se woord iets in jou hart gaan doen. Ek hoop dat vanoggend iets vir jou gaan beteken, dat die Here jou op 'n spesiale manier gaan ontmoet. Skus julle, my laptop wil nie oop nie. Daar's hy. Ek wil vanoggend Ekskuus. Ek wil vanoggend die woord begin met 'n baie snaakse, dalk 'n vreemde vraag. Maar dit sal later vir julle sin maak, so just bear with me. Maar wie van julle het al ooit vroegoggend voor julle kas gestaan? Julle is net besig om reg te kry, aan te trek vir die dag. En soos wat jy daai kasdeure oopmaak, vind jy met 'n skok uit dat jy niks skoon klere het nie. Het dit al met een van julle gebeur? En is gewoonlik, jy kyk in daai kas en dan alles het eerder gate in, of dit het kolle op, of dit is so gekrekel dat jy nie eens weet, is dit 'n hemp, is dit 'n broek, of is dit net 'n random stuk lap wat vir een of ander rede in my kas lê nie. En is gewoonlik op die dae wat iets super belangrik by die werk gaan gebeur. Of is op die dae wat jy reeds laat is vir daai meeting, wat jy met 'n skok uitvind, jy het niks skoon klere nie. As jy voel, ek praat vanoggend met jou, moenie stres nie, moenie sleg voel nie, want dit het al 'n paar keer met my ook gebeur. En weet jy wat, dis daai tipe mense wat foute maak soos dit. Julle is my tipe mense. Ons is die tipe mense wat nie elke oggend ons bed opmaak nie. Maar die rede vir dit is want ons weet die bed moet eers bietjie asemhaal voordat jy hom kan opmaak. Hy moet eers asemhaal, jy kan hom nie onmiddellik opmaak nie, dis verkeerd. Maar dan kry jy die ander mense wat net mooi teenoorgestelde is, die mense wat klokslag elke liewe dag hulle bed opmaak, en as hulle nie hulle bed die oggend opgemaak het nie, dan raak hulle eintlik skoon onplesierig. Raak angstig as gevolg van daai bed wat nie opgemaak is nie. Dis die tipe mense wat die aand voor die tyd voor hulle kas gaan staan en hulle klere reg kry. Die tipe mense wat nie daai aand sal kan gaan slaap as hulle weet hulle broek is bietjie gekrekel nie. En die snaakste van alles is, en ek dink julle sal saam met my stem, daai twee tipe mense trou gewoonlik met mekaar. En dit veroorsaak gereeld fights. Ek is seker daarvan. Nou, jy kan vandag hier sit en jy kan sê, ja, maar dis net 'n simpel verskil tussen mens tot mens, en ja, dit is net 'n verskil van mens tot mens. Maar op 'n sekere mate vertel dit vir ons, op 'n baie basiese manier, hoe ons as mense kyk na detail. En dit bring my by my fokus vir vandag. Ek wil fokus op iemand wat altyd fokus op detail. Iemand wat altyd in die kleinste goedjies getrou en doelbewus is. Iemand wat nog nooit 'n varkiedag gehad het nie. Iemand wat nog nooit iets per ongeluk of per toeval gedoen het nie, maar iemand wat altyd alles vooruit beplan en seker maak alles is reg. Ek wil vanoggend kyk na Johannes 20, waar Jesus opgestaan het uit die dood. En daar, in die heiligste van heilige oomblikke, is daar 'n klein detail wat so maklik gemis kan word. Iets wat ons gereeld raak lees, maar nooit eintlik sien nie. 'n Klein, opgevoude stukkie lap. Iets so klein, iets so eenvoudig, maar iets wat tot vandag toe nog die grootste storie, die belangrikste boodskap dra. Lees saam met my in Johannes 20 vers 6 tot 7. Toe kom Simon Petrus ook daaraan, en hy het in die graf ingegaan en die linne doeke gesien wat daar lê. En die doek wat op sy hoof was, nie by die linne doeke nie, maar op 'n ander plek, opgevou en alleen. Iets wat ons moet onthou wanneer ons hierdie lees, is net voor dit het Jesus uit die dood uit opgestaan.
Hy het nou net die sonde van die wêreld gedra, op 'n kruis gesterf, opgestaan uit die dood uit, en die eerste ding wat hy gedoen het, was om 'n stukkie lap op te vou en een kant te gaan sit. Dis eintlik, dis vreemd om te dink dat hy wat nou net die wonderwerk van wonderwerke gedoen het, hy het nou net die dood en sonde vir ewig oorwin, het intentioneel, reg na hy hierdie gedoen het, 'n stukkie lap opgevou. Ek bedoel, as dit ek was, wat iets so groot gedoen het, iets so amazing, sou ek definitief nie eers daai lappie opgevou het nie. Ek sou 10 teen 1 na daai klip toe gestap het, homself uit die pad uitgerol het en op die coolste action-packed manier gesê het, guess who's back. Maar dis seker hoekom dit nie ek was wat dit gedoen het nie, nê. Want dis nie wat Jesus sou doen nie. Dis glad eers wat hy gedoen het nie. Van die oomblik wat hy opgestaan het, was hy intentioneel. Hy was in beheer van die situasie. Hy was rustig en vol vrede, want hy het geweet wat hy doen. Hy het nie wakker geword en gesê, "O, ek het nou nie dit verwag nie." Nee. Voordat hy na die kruis toe gegaan het, het hy geweet, ek gaan opstaan. Voordat hy na die kruis toe gegaan het, het hy geweet wat hy gaan doen in daai graf. Hy was intentioneel en in daai oomblik was hy netjies. Hy wou netjies die graf netjies agterlos. Wat sê dit vir jou van die karakter van Jesus? Hoekom was hierdie stukkie lap vir hom so belangrik? En die vraag wat ek dan nou op wil fokus vandag is, wat beteken hierdie opgevoude stukkie lap dan nou eintlik? En ek wil graag vanoggend in die voetstappe van Jesus volg en ek wil intentioneel fokus op die kleiner details. En ek hoop dat ek dit sal kan regkry in hierdie vers. En die eerste punt wat ek nou wil kyk, die eerste ding wat hierdie stukkie lap vir my sê, is Jesus fokus op die klein details. Ons kan sien dat duidelik was die kleiner details vir hom belangrik. Ek bedoel, hy het nou net die sonde van al die mense wat geleef het en al die mense wat nog gaan leef, het hy op hom gedra. Hy het na die kruis toe gestap. Hy was gepynig, gemartel, doodgegaan op die kruis, opgestaan, die dood en sonde vir ewig oorwin, en toe vou hy 'n stuk lap op. As dit nie intentioneel en detail-oriënteerd is nie, dan weet ek nie. Want niemand sou omgee oor daai stukkie lappie. Niemand sou 2 keer gekyk het na hoe die graf gelyk het nie, want Jesus het nou net uit die dood uit opgestaan. Hy is wie hy gesê het hy is. Die wonderwerk van wonderwerke het nou net gebeur. Niemand sou omgegee het of die lap op die vloer gelê het en of hy netjies opgevou was nie. Niemand sou dit eens opgemerk het nie. Hulle sou 10 teen 1 geskryf het, Petrus het in die graf ingestap en gesien Jesus is nie daar nie. Maar as gevolg van Jesus wat daai stukkie lap opgevou het, is daai oomblik vir ewig vasgevang in die Here se woord. Daai stukkie lap sou vir niemand saak gemaak het nie. Niemand sou eers 2 keer na hom gekyk het nie. Maar vir Jesus was dit belangrik. Dit was vir hom so belangrik dat hy tyd gevat het, intentioneel was. Want hy wou nie sy graf agterlos in chaos nie. En ek dink een van die redes hoekom hy dit gedoen het, is want dit was belangrik vir sy Vader. Jesus se woorde was, ek het gekom om die wil te doen van die een wat my gestuur het. Ek het gekom om die wil van my Vader te doen. En so omdat dit vir die Here belangrik was, dat die graf, daai heilige plek in orde moes gelos wees, was dit vir Jesus ook belangrik.
1 Korintiërs 14 vers 33 sê God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede, soos in al die Christelike gemeentes. So as God nie 'n God van wanorde is nie, en hy is wel 'n God van orde, dan moes Jesus orde skep in daai graf. En dit wys jou net die fynere details wat hy ingegaan het. Lukas 12 vers 6 en 7 word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie. Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op jou kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Ek bedoel iets so klein, eenvoudig, iets wat so baie voorkom soos 'n mossie en nie een van hulle word deur die Here vergeet nie. En ek bedoel as jy wil praat oor fynere detail, ek dink jy kry fynere detail as die hare op jou kop wat elkeen getel is nie. En iets wat dit net nog erger doen is, hierdie detail kom voor reg deur die Bybel. As ons gaan kyk na Eksodus 26 tot 28, in daai 2 hoofstukke alleen, kan ons sien hoe gedetailleerd die Here die bou van die tabernakel gedoen het. Hy gaan in die klere, die hoeveelhede, die lengtes, alles, iets wat vir ons nie sou saak maak eintlik nie, maar wat vir hom so belangrik was. Lees saam met my in Eksodus 26 vers 1 tot 2. Jy moet die tabernakel bou of maak uit 10 gordyne van fyn linne. Nie 8 nie, nie 9 nie, 10. Van blou, pers en skarlakkenwol met gerubs, dis engele wat daarop geborduur is, vaardig uitgewerk. Die lengte van elke gordyn moet 28 L wees en die breedte van elke gordyn 4 L. Al die gordyne moet dieselfde grootte wees. Ek bedoel, hy gaan daar in die detail van hoeveel gordyne, van wat moet hulle gemaak word, wat se kleur moet hulle wees, hoe lank moet hulle wees, hoe breed moet hulle wees. Ek bedoel, sou dit regtig saak gemaak het, sou die tabernakel enigstens minder heilig gewees het, as die gordyne wit was? Sou die tabernakel minder heilig gewees het as daar 12 gordyne was en nie 10 nie? Die antwoord is eintlik ja, want dis nie hoe die Here dit sou wou gehad het nie. Hy was so gefokus op die detail, dit het hom so gepla dat hy in elke klein aspek van die tabernakel se bou, wou hy deel wees. So met al hierdie in gedagte, al hierdie detail wat ons nou gelees het, wat leer ons uit hierdie opgevoude stuk lap uit? Wat leer ons uit die presiese detail van Eksodus? Dit wys vir ons ietsie van God se karakter. Dit wys vir ons dat hy 'n God van orde is, 'n God van netheid, 'n God van opset. Waar niks per ongeluk gebeur nie, maar alles gebeur vir 'n rede. Alles het 'n betekenis. Dit wys vir ons dat elke haar van jou kop is daar want God wou dit so gehad het. Elke aspek van jou lewe, van wie jy is intentioneel deur God gemaak. Nie per ongeluk nie, nie per toeval nie, maar omdat hy dit so gesoek het. Jesus het nie net opgestaan en daai graf agtergelos in chaos nie. Want dis nie wat die Here wou gehad het nie. Hy het die tyd geneem om daai kopdoek op te vou en netjies eenkant neergesit. En daardie eenvoudige aksie het daardie stukkie lap wat eintlik niks beteken het nie, iets massive gemaak wat tot vandag toe nog steeds verklaar dat Jesus in beheer was van daardie situasie. Hy was nie gestres of verbaas of ge-worried oor wat gaan volgende gebeur nie. Hy het nie gevlug uit die graf uit, want wat as hulle my nou 'n tweede keer doodmaak nie? Hy het geweet wat gaan gebeur.
Want hy het opgestaan as 'n koning, as die koning. En die vraag wat ek wil vra is as hy so noukeurig was oor 'n stukkie lap in 'n graf, as hy so spesifiek was oor die kleure van gordyne en die hoeveelheid hare wat op jou kop is, dan vra ek jou, hoeveel te meer gee hy nie aandag aan die detail in jou lewe nie? Hoeveel te meer is hy nie gepla oor die goed wat jou pla nie? Hoeveel te meer wil hy nie betrokke wees in die probleme of die obstacles in jou lewe nie? Maar ons as mense is geneig om te dink dat ons probleme te klein is vir die Here. Ons is geneig om goed te sê van, ek kan nou nie die Here pla met dit nie. Of, maar hierdie maak seker nou nie saak aan die Here nie, nê. Maar die feit van die saak is, nie net maak daai details vir die Here saakie, maar hy wil betrokke wees in daai oomblikke saam met jou, in elke klein detail van jou lewe. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Maar kyk mooi, die vers sê nie, werp al jou groot bekommernisse nie, werp al die groot probleme nie, nee, alle bekommernisse. Alles. Dis amper asof die Here vir ons sê, my kind, as dit vir jou saak maak, dan maak dit vir my saak. Ons dink baie te veel dat die Here te besig is met die groot kosmiese goed soos die wêrelde, die planete laat draai en die weer en sulke goed. En dan voel ons half te skuldig om vir goed gevra soos, Here, help my deur hierdie eksamen. Here, ek sukkel, ek kry nie my werk gedoen nie, ek kry nie my werk klaar nie, help my net fokus. Of selfs iets so eenvoudig soos, Here, ek voel vandag net so bietjie alleen. Kom wees net met my. Nie net wil die Here daar wees saam met jou in daai oomblikke nie. En die ergste van alles is, ek dink, in daai oomblikke gaan hy op die fynere detail fokus wat ons nie eens noodwendig kan sien nie. Ek sit dit vir jou so op die skerm. Hy is nie te besig vir jou klein detail nie. Hy's reeds besig met dit. Hy's reeds besig om in die background te werk aan daai probleme. Reeds besig om jou gebede stukkie vir stukkie te beantwoord, soos wat die goed in plek val. Hy's reeds besig om daai droom wat jy al vir so lank het en vir so lank vervra, is hy besig om alles in plek te laat val, tot daai dag wat alles net werk. Hy's nie te besig vir jou probleme nie, hy is besig met hulle. Maar met al hierdie mooi woorde en beloftes, kom daar ook 'n uitdaging wat die Here vir ons gegee het. Want hy verwag dat ons ook so gefokus moet wees om die kleiner details, die goed wat niemand anders regtig raak sien nie, of wat vir niemand anders regtig belangrik is nie. Hy verwag dat ons net soos Jesus intentioneel moet wees. Nie net in die groot oomblikke wat almal vir ons kyk nie, maar selfs in die kleiner daaglikse keuses wat ons maak. Selfs wanneer ons voel asof niemand vir ons kyk nie, selfs wanneer ons voel maar dit gaan nie regtig saak maak of ek nou opsie A of B kies, dis te onteewe. Verwag die Here dat ons intentioneel sy wil moet doen. Lukas 16 vers 10 sê, wie die kleinste getrou is ook in die groot getrou. Met ander woorde, God kyk na hoe jy die klein oomblikke in jou lewe hanteer. Hoe jy mense behandel wanneer jy moeg is. Hoe jy met mense praat wanneer jy emosioneel uitgeput is. Hoe jy kies om eerlik te wees, al weet jy vir 'n feit, niemand gaan weet of ek lieg nie.
Hy kyk nou hoe jy intentioneel jou hart probeer rein hou. Al weet jy niemand sou weet nie. Dis in daardie opvou van die lap oomblikke van ons lewens wat ons karakters gewys word, wanneer ons karakters geshape word. Jesus het reeds vir ons gewys, die detail maak vir my saak, jou detail maak vir my saak. En nou roep hy elke liewe een van ons om mense te wees wat omgee oor die detail, die onbelangrike goed wat eintlik baie sê oor wie ons is. Baie sê oor wie sin ons is. En dit bring my by my tweede punt. Jesus is die koning van konings. Ons het nou gesien dat Jesus omgee oor die detail en ek wil hê ons moet gaan kyk en ons moet die detail gaan soek in daai enkele opgevoude lappie in Johannes 20 vers 7. Kyk daar. Dit is nie net 'n random netjiese oomblik nie. Dis 'n koninklike oomblik. Dis 'n profetiese oomblik. Dis 'n kragtige oomblik wat soveel sê oor wat nog gaan gebeur en soveel sê oor wie Jesus is. Maar om regtig te verstaan wat daai opgevoude lap beteken, moet ons eers teruggaan na wat gebeur het voor Jesus se opstanding. Ons moet eers gaan verstaan hoe laag Jesus moes daal ter wille van ons. Dink net daaraan. Die koning van die heelal het die hemel agtergelos, sy koningskap agtergelos, aarde toe gekom. En toe hy gebore was op die aarde, was hy nie gebore in 'n paleis nie. Hy was gebore in 'n stal tussen die diere. En sy hele lewe hier op aarde was nie een van gemak en aansien nie. Dit was een van diensbaarheid, van lyding en opoffering. Lees saam met my in Jesaja 53 vers 3 tot 5. Wat het Jesaja gesien toe hy Jesus sien? Die mense het gedink hy is nie belangrik nie. En ons het gedink hy beteken niks. Maar hy was siek sodat ons gesond kan wees. Hy het swaar gekry sodat ons nie sal swaar kry nie. En ons het gedink dit is God wat hom straf en hom slaan en hom verneder. Ja, dit is ons wat opstandig was, maar hulle het hom met die spies gesteek. Dit is ons wat verkeerd gedoen het, maar hulle het hom stikkend geslaan. Hy het die straf gekry sodat dit goed kan gaan met ons. Hy het swaar gekry sodat ons gesond kan wees. Hierdie is 'n profetiese vers wat Jesaja geskryf het toe hy gesien het wie die Messias gaan wees wanneer hy kom. En hy het hom nie gesien as hierdie koning met 'n swaard wat gaan kom en almal gaan vrystel nie. Hy het hom gesien vir wie hy was. 'n Dienaar, 'n gebroke dienaar wat soos 'n lam sou kom en geslag sou wees vir ons sondes. Iemand wat deur moeilike tye sou gaan, wat gemartel was sodat ons nie hoef nie. Iemand wat gepynig was en doodgemaak was sodat ons genees kon word van sonde en die dood. Markus 10 vers 45 sê, want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Net nog 'n vers wat sê Jesus het nie gekom as 'n koning nie. Hy het nie gekom om gedien te word nie. Hy het gekom as 'n dienaar. Hy het gekom as iemand wat mense sou dien, as 'n losprys. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie,
maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En hy het as mens en toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Toe Jesus aan daai kruis gesterf het, het hy dit nie gedoen met 'n goue kroon op sy kop nie. Hy het nie 'n troon gehad van waar af hy geregeer het nie. Hy het 'n kruis gehad. Jesus het gekom as 'n nederige dienaar, die lam van God wat geslag sou wees vir ons. En hy het nie net ons sondes op homself geneem nie, maar hy het ons plek ook ingeneem. Hy het die graf binne gegaan soos 'n slaaf. Maar toe, 3 dae later, staan hy uit die dood uit op. En lees weer, kyk wat sê Johannes. En die doek wat op sy hoof was, nie by die linnedoeke nie, maar op 'n ander plek opgevou. Daardie opgevoude stuk lap is nie net toevallig daar nie. Dit is nie net daar om orde te skep nie. Dit is 'n Joodse tradisie wat in daardie tyd baie bekend was. En die tradisie gaan so dat die koning sou kom en hy gaan vir sy dienaar sê hy moet die tafel reg kry. Dan het die dienaar gegaan, hy het die tafel reg gekry presies soos wat sy koning dit gesoek het. Die koning het gekom, hy het gesit en hy het geëet aan hierdie tafel. En wanneer hy klaar was, het hy 'n stuk lap gevat, 'n servet, sy mond afgevee, opgevrommel en op die tafel gegooi. En daai opgevrommelde stuk lap het vir die dienaar gesê, my koning is klaar, ek kan die tafel opruim. Maar as die koning die stuk lap gebruik het, om netjies opgevou het en een kant gesit het, dan het dit vir die dienaar gesê, ek is nog nie klaar nie, ek kom terug. En ek sien hierdie storie, hierdie tradisie in Jesus se lewe. Want hy het gekom as 'n dienaar. Hy het gekom om die tafel voor te berei soos sy koning dit wou gehad het. Presies soos sy koning dit wou gehad het. Hy het die graf binne gegaan soos 'n nederige dienaar. Maar toe hy daar opstaan, het hy daai lap opgevou en netjies eenkant neergesit. En wat daai lap verklaar, is Jesus is die koning wat leef, wat opgestaan het uit die dood uit. En dit sê, ek is nie klaar nie, ek kom terug. Openbaring 19 vers 16, nog 'n profetiese vers sê, op sy kleed en op sy heup is die naam geskrewe, koning van die konings en Here van die heres. Want hy het gekom as 'n dienaar, as 'n lam wat geslag sou word. Maar wanneer hy weer kom, kom hy nie meer as 'n lam nie. Hy kom as die leeu. Hy's nie meer die slaaf nie, maar hy's die soewereine. Hy's nie meer die gekruisigde nie, hy's die een wat die dood en sonde vir ewig oorwin het. So die volgende keer wanneer jy daai vers lees en daai stuk lap sien, weet net, dis nie 'n netjiese, toevallige, opgevoude stuk lap nie. Dis 'n koninklike oomblik, 'n verklaring wat sê, ek het die prys betaal, ek het die dood oorwin, ek is nog nie klaar nie, ek kom terug. En dit bring my by my derde punt, my laaste punt. Jesus is nog nie klaar nie. Hierdie laaste tyd hoor ek baie van mense wat praat oor die wegraping en die wederkoms en eindtye, en party mense sê dis nog vrek ver, ander mense sê dis baie naby. Ek gaan nie vanoggend hier voor staan en maak asof ek weet wanneer dit gaan gebeur nie.
Want ek weet nie. Die waarheid is nie een van ons weet wanneer dit gaan gebeur nie. Maar wat ek wel weet, is dat eendag gaan Jesus terugkom. Eendag gaan daar 'n dag wees wat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy wel die koning van konings is, dat hy wel die Here is. Maar wat gebeur as Jesus môre jou kom haal? Wat gebeur as hy besluit vanaand is my tyd? En ek praat nie noodwendig van 'n wederkoms op wolke nie, want nie een van ons weet wanneer ons tyd gaan kom nie. Maar die feit van die saak is eendag gaan elke liewe een van ons voor Jesus moet staan en hy gaan een van twee dinge vir ons sê. Hy gaan eerder sê, "Well done, good and faithful servant." Of hy gaan sê, "Gaan weg van my af, want ek het jou nie geken nie." En ek weet nie van julle nie, maar ek sal veel eerder die eerste stelling behoor. En ek sê nie hierdie goed om enigiemand bang te praat nie. Glo my, dis die laaste ding wat ek wil doen. Maar ek voel net ek moet dit sê, want Jesus wag vir elke liewe een van ons. En hy wag nie met 'n opgebolde vuis van ek gaan jou eendag kry nie. Hy staan met oop arms en 'n verlange. En hy wag vir jou om te besef hoe lief hy vir jou is. Hy staan met oop arms en 'n verlange na jou. Hy wag vir jou om te besef wat se dierprys hy betaal het vir jou. Hy wag vir jou om te besef dat hy het 'n plan met jou. Hy het jou spesifiek gemaak soos wat jy is vanoggend vir 'n rede. En hy wag vir jou met oop arms en 'n verlange om te besef. Hy wag vir jou om hom te kies soos wat hy jou gekies het. Miskien sit jy vanoggend hier en jy het nog nooit regtig Jesus gekies nie. Of dalk sit jy hier en jy het hom al gekies in jou lewe, maar jy het al bietjie vergeet van hom. Jy het jou eie pad weer begin loop. Of dalk sit jy vanoggend hier en jy's net bietjie moeg. Die vuur binne jou is nie meer so helder nie. Jy weet daar is meer, maar jy weet nie meer waar om te begin nie. My hoop is dat maak nie saak waar jy vandag is nie, of dit die eerste keer is wat jy hom kies of dit die 10de keer is wat jy hom kies. Maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het of wat jy gesê het of hoe jy vanoggend voel nie, maar my hoop is dat jy die besluit sal neem om na sy oop arms toe te hardloop en nooit weer terug sal kyk nie. Ek wil vandag jou nooi nie na 'n godsdienst toe nie, maar na 'n verhouding. Ek wil jou nooi na 'n verhouding met 'n koning wat belangstel in die kleinste, fynste details van jou lewe. Ek wil jou uitnooi na 'n verhouding met 'n redder wat sy lyf op die spel gesit het, sy lewe vir jou gegee het omdat hy vir jou lief is. Ek wil jou nooi na 'n verhouding met iemand wat jou nooit sal los nie. Maak nie saak hoeveel pyn, hoeveel smart. Maak nie saak wat jy al gedoen het of wat jy al gesê het nie. Maak nie saak of jy hom al afgeskryf het of van hom vergeet het nie. Hy sal jou nooit los nie. As vandag die eerste keer is wat jy hierdie besluit neem, of as dit vandag net weer die besluit wil neem, nooi ek jou uit om net jou hande uit te steek en saggies saam met my te bid. Here, dankie. Dankie dat U lewe gegee het vir my. Here, dankie dat U belangstel in die kleinste detail van my lewe.
Jesus, ek aanvaar U vandag. Ek kies U vandag as my koning en my redder. Ek hardloop nou na U toe en ek wil nooit ooit weer terugkyk. Vergewe my vir dit wat ek gedoen het of gesê het. Here, aanvaar my net soos wat ek is. Help my. Here, ek wil spesifiek bid vir elke liewe persoon wat vanoggend die besluit vir die eerste keer geneem het of die besluit weer geneem het. Ek bid vir daai persoon wat voel asof hulle vuur geblus is. Here, dat U elke liewe persoon op 'n persoonlike, op 'n bo-natuurlike manier sal kom ontmoet vanoggend. Here, ek vra dat U daai vuur sal aansteek in elke liewe een van hulle. Here, dat U hulle sal troos, dat U hulle by sal staan en dat hulle kan voel die Here is met my. Here, ek sê dankie dat U vir elke liewe een van ons die prys betaal het. Ons is lief vir U, Here. Ons kies U vanoggend. Help ons om U elke liewe dag vir die res van ons lewens aan te hou kies. In Christus naam. Amen.